Goeiemôre vir die wat ons nog nie gegroet het nie. En ek hoop julle daarom vir mekaar gegroet, want julle doen dit gewoonlik. Baie welkom hier. Moenie kyk na die getalle nie. Jy weet, as 'n mens funksie reël, so veral as jy nou 'n huweliksonthaal reël, dan is daar ons nou spesifieke eregaste. En hier het ons nie eregaste nie, behalwe een. En dis die drie-enige God. Almal van julle is welkom, almal van julle is gaste, maar die Here is hier ook op 'n baie besonderse manier. So geliefdes, ek wil sommer net so hier en daar 'n ding met julle deel. Nommer 1, wil ek graag sê dat Julie Havenga, ons sekretaresse, sy man het die afgelope 2-3 dae gelede het hy 'n pas aangeheer gekry. En dit het so 'n bietjie ongemaklik gegaan, dat die medikasie en so meer, maar dit gaan met Fani baie beter, en dit lyk asof hy vandag moontlik ontslaan gaan word. Tweede ding wat ek gewoon julle aandag wil bring, is donderdag aand, 6 uur, gaan hier nie 'n oujaarsdiens wees nie, maar as jy die reeks verder wil volg, en graag die oujaarsdiens wil bywoon, ons gaan dit hou by Hemelkruin gemeente. Die van u wat nie weet waar dit is nie, as 'n mens nou hier uitry, draai jy links op in Frans Kleinlandsweg, dit word outomaties Lucas Steinstraat, en op die linkerhand is daar 'n groot geel kerkgebou, en aan jou regterhand is daar die Weermagse watertoren, so jy kan net daar inkom, 6 uur donderdag aand. Die derde ding wat ek graag wil sê, is dat die kerkkantore se dieptyd net tot 1 uur in die middag oop. Julie werk gewoonlik sommer tot laat nag, dwars deur wie weet wanneer, maar amptelik is die kerkkantoor dan tot 1 uur toe oop. En dan is daar 'n vierde ding wat ek graag vir julle wil sê, miskien het dit my nou so 'n bietjie ontgaan, wat ek net hier kyk. Vierde ding is dan nou, ja, ek het reeds, die preekreeks wat jy op die skerm sien, geliefdes, dit is groot spronge wat ons maak met die hoofstuk indeling. So, julle sal ook verstaan dat 'n mens met die prediking nie in al die detail kan verval nie. Daarom probeer ek regtig net die breë riglyne trek, die breë lyne duidelik uitspel, maar ek wil ook by julle hart glo dat dit vir julle betekenis het, en dankie ook vir die getuienisse en die SMS'e wat ook deurkom. Ek is regtig, jy weet, soos wat ek hier staan, is ek net mens, en ek dink dis presies waar Johannes ook was, hy was 'n mens, die engele ons omgehad, en die engele kon kort gaan wys, hy het die voorrecht gehad, dat die baba van Kersfees, Jesus Christus, op 'n stadium hier in Openbaring 1, letterlik, toe Johannes op soos 'n dooie neerval, toe die Here Jesus na hom toe gekom, kan jy in jou lewe dink, toe hy na hom toe gekom, en sy regterhand, met sy regterhand aan hom gevat, en vir hom gesê, daai baie treffende woorde, moenie bang wees nie. Nou geliefdes, al neem jy nie alles van Openbaring saam met jou nie, vat dit dan saam met jou, dat die boek is geskryf om juist vir ons in alle omstandighede te sê, moenie bang wees nie. Ek het net eenvoudig dit ook weer besef, voor die Here besef, dat Openbaring, ek weet nie of Johannes eers al die apokaliptiese stof verstaan het nie, ek weet nie of Johannes, of dit bedoel was, dat hy alles moes verstaan nie. Ek weet ook nie dat ons alles gaan verstaan nie, maar daar is 'n bewustheid wat God by ons kweek om te sê, luister, moenie net kyk na wat op aarde gebeur nie. Daar is in die hemele 'n fenominale magstryd, en dit sluit ons in. En daardie magstryd loop uit op die absolute oorwinning van God. So dit moet vir jou en vir my genoeg wees om te kan sê, ek lewe tot eer van die Here, en ek lewe volgens sy woord, en ek sal hom gehoorsaam, ek getuig van hom, en ek is deur die bloed van die Here Jesus verlos. So geliefdes, dit moet vir ons 'n huppel in ons stap gee, dit moet vir ons regtig hoop en vertroue in God gee. Dit daar gelaat. Kom, ek wil graag begin met die loflied wat ons kry in Openbaring 15. Maak ons nou jou Bybel oop in Openbaring 15. Jy gaan nie iets anders op jou skoot nodig hê nie, so jy kan solank die Bybel oopmaak. Ons het Vrydag met Kersfees, het ek vir julle gewys dat daar ook 'n loflied geskryf is,
in Openbaring 12, ons noem dit 'n doxologie, hier juist waar Michael die Satan finaal uit die hemel uitgewerk het. En julle sal nou ook in Openbaring 15 sien, die hemel, die Satan is glad nie meer in die hemel nie. Net God is daar. En dan hierdie loflied wat hy geskryf het, daar in Openbaring 12, vanaf vers 10b, tot daar by vers 12, amper 10 tot 12, maar nou wil ek 'n ander loflied saam met jou lees, want ons gaan dit nou hier hanteer. Ek begin hierdie diens met hierdie woord van Openbaring 15 vers 3. Hy noem dit die lied, hy gee hom twee name. Hy noem dit die loflied van Moses, verwysende na Exodus hoofstuk 19. As ek reg daarso by jou, hy verwys na Moses se loflied, maar hy wys ook na die loflied van die lam. Kan jy dink dat daar sulke direkte lyne is? Daarom vorm die Ou Testament en die Nuwe Testament is een groot boodskap van een groot God. Ons wil in ons gemoed die Ou Testament afsny en dit een kant sit, en as regtig geloofsgroepe, kerkgroepe wat die Ou Testament los. Maar jy kan dit nie doen. Hier staan geskryf, kom ek begin die diens daarmee. Hier staan, hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die lam. Dis Exodus 15 waar hy ook verwys. Hoor hierso. Dis nou 'n loflied, 'n engelelied. Ons het ook gesien in Openbaring 12. Dis nie net enige ou wat dit kon sing nie. Hier staan: groot en wonderbaarlik is die dade, Here God Almagtige. Reg en betroubaar is die optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Hoorie? Nou mag daar nou vandag vir jou ook mense goddelike vrede wees, hemelse vreugde wees, diepgaande shalom vrede en geluk, deurdat jy weet dit wat ek nou vir jou gelees het, is waar. Jy kan hieraan vashou. Hier staan, groot en wonderbaarlik is die dade van God, die Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat die handelswyse regverdig is. God seën vir jou as individu, ongeag waarmee jy worstel, ongeag watter vrae jy het, ongeag of jy seer of pyn het, ongeag waarmee jy in jou hart elke dag mee te doen het. God seën jou. Hierdie God seën jou in sy drie-eenheid. En ons antwoord: Amen. Amen. Kom ons luister saam na 'n pragtige lied wat ons vir julle op die skerm gaan speel. Die engele het 'n lied
Jy weet, 'n mens moet tog vra, wat kom maak ons hier? Kom luister ons na 'n prediker, kom luister ons, of kom ons om intellektueel gestimuleerd te word, of kom ons om juis deur die diepgang van die woord van God te ontdek, God te beleef, en kom ons om God te aanbid. Tot toe daai lied speel, toe was ek baie dat is om veel te sê, kom ons speel dit weer. Want halleluja, loof die Here, is 'n aanbiddingslied. En julle is hier om hom te kom aanbid. En ons is hier om hom te aanbid en om na sy woord te luister. Daarom kom ek vra vir jou, jou Bybel oop te maak by Openbaring hoofstuk 6. Ek gaan eers 'n paar goedjies vir jou wys, 'n paar gedeeltes vir jou wys, voordat ons by Openbaring 15 kom. Maar ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek besef dit net, en ek het net daarna my dokters die weerkamer op gaan sit, en vir Here gesê, Here, U moet my inspireer. U moet hierdie hemele vir ons open. U moet vir jou en vir my, hy moet vir ons laat sien, wat God in die hemel doen, en wat daar gebeur. Want soos wat ek net al gesê, die apokaliptiese stof is geheimenisvolle stof. Dit is simboliese stof. En dan hier en daar in Openbaring is daar 'n ding wat ons ontstel. Ek het nie met Kersdag kon fokus op Openbaring 14, want hy praat van die merk van die dier, die 666 en so meer. Maar dit is alles simboliese stof. Ek het nie met julle gepraat oor die vrees wat daar by jou by is, dat ons dan ook op 'n stadium 'n chip in ons hand moet kry, of 'n chip op ons voorkop, en dit dan assosieer met die merk van die dier. Terwyl die Bybel sê, jy het baie wysheid nodig om dit te kan verstaan. Dis nie maar sommer net, kom hier mevrou, kry vir jou 'n chipie. Dan kan jy handel dryf, dan kan jy koop nie. Dit het ook nie net sommer te doen met 'n duidelike 666. Dit het te doen met getalle, en die getalle van letters en syfers. Keiser Nero
was presies 666. So was daar 'n paar name, wie se name hierdie getal gedra het, wat hierdie getalle waarde gehad. Maar ek het jy hoef nie in vrees te lewe. Ons hoef regtig nie in vrees te lewe as jy juis hierdie boek se boodskap verstaan. Kom ons bid saam. Here, die jaar is nog verby. Baie dinge het met baie mense gebeur. Groot hoogtepunte, baie suksesse, baie mooi dinge. Mense is getroud, mense het graad gevang, mense het verjaar, mense is genees uit hulle siektes uit, mense het tot bekering gekom, mense se sondes is vergewe, mense het Jesus Christus ontdek, mense het nuwe werk ontvang, en so kan ons aanhou en ons kan U loof, Here, vir 2020 en die feit dat U diep spore in ons lewens kom trap het. Maar Here, ons weet ook dat 2020 sy negatiewe kant ook gehad het. Maar genadiglik, nie net negatiewe goed nie. Here, U het ons kom besoek met hierdie COVID, en U is reeds en steeds met ons besig. Aan mekaar, heeltyd. U het vir ons die lewe in perspektief gebring. U het vir ons waardes laat herontdek. U het vir ons ook, Here, gehelp om die waarde van ons geloof in God die Vader, in God die Here Jesus Christus en in God die Heilige Gees te kan ontdek. En so kan ons dit ook opnoem, dat in midde van moeilike tye, ja Here, hier sit 2 weduwees, wie se mans in hierdie jaar oorlede is, en so is daar 'n klomp ander. Maar nogtans staan ons vandag hier, in U heilige teenwoordigheid, en weet ons kan nie U woord uitlê nie, ons kan dit nie net met ons kop verstaan nie, maar Here, gee ons die genade, saam met ons kinders, om U te kan sien. Want Here, U is baie groter as die krib waar U gebore is. U is baie groter as die kruis waarin U vasgespijker was. U is baie groter as die leë graf daar in die tuin van Josef van Arimatea. U is baie groter as U eie hemelvaart. En nou sit U aan die regterhand van die Vader. Sit U in heerlikheid en beskryf Openbaring 4 en 5 vir U met 'n taal wat ons self nie eens verstaan nie, maar dit gaan oor heerlikheid, dit gaan oor heiligheid, dit gaan oor miljoene ter miljoene lewende wesens om U, mense wat U lof besing en wat uitsing en uitskree, heilig, heilig, heilig is die Here God, die een wat was, die een wat is en die een wat kom. En daarom, Here, sit ons hier vandag in Bloemfontein. Ons sit toevallig hier in Oortlendeels en ons is deel van hierdie werklikheid. Here, ons dink onsself so los van die hemele. Ons het so min insig en so min aanvoeling daarvoor, dat ons wil komplei dat die Heilige Gees self vir ons hierdie beelde sal oopmaak en ons, Here, sal vul met verwondering, sodat ons nie net in die bloed genees sal wees of gered sal wees nie, maar dat ons 'n getuienis het, wat nie net praat oor die nuusgebeure en oor COVID en oor bankrotskappe en al die negatiewe nie, maar Here, dat ons getuienis die lewende Here Jesus sal behels. Dat U, Here Jesus, saam met die Vader en die Heilige Gees, die inhoud van ons getuienis sal wees. En dat dit ons daartoe sal lei, Here, om in vreugde en in blydskap 'n lewe te lei vir God. En Here, U het ons mekaar gegee om mekaar ook te ondersteun en daarin te help. So kom nou, Here. Ja, ek weet nie of ek dit kan vra nie, Here, want U is so groot en heilig. Ons kom bid. Kom maak die hemel vir ons oop. Laat ons ook, soos Johannes van ons, of Stefanus van ons gesê, ek het die seun van God aan die regterhand van God gesien staan. Ek het die troon van God met die 7 gees van God het ek gesien. Ek het 'n spieelgladde see gesien. Ek het die 4 lewende wesens om sy troon gesien. Ek het die 24 ouderlinge met krone op hulle kop gesien. Ek het gesien hoe hulle neerbuig en hulle krone afhaal en hoe hulle God verheerlik, aan hom kom al die eer toe. Ek het die miljoene der miljoene engele en lewende wesens rondom God se troon gesien, almal met helderwit klere aan.
Ek het gesien en ek het gehoor hoe hulle sing lofliedere tot eer van die Lam, lofliedere tot eer van God die Vader, lofliedere tot eer van die Gees. Daar die Here. Kom dan hier op die 27 Desember 2020 en kom open vir ons hierdie hoofstukke wat ons nou gaan lees. Kom lees dit vir ons, Here. Amen. Geliefdes, ek het gevra dat jy moet oopmaak Openbaring 6. Hoekom ek dit gedoen het, is omdat ek vir jou wil wys hoe belangrik Jesus Christus was. Ek kom vir jou gesê, kom ons maak hier oop by Openbaring hoofstuk 1. En ons gaan lees weer daar die troonbeeld wat Johannes gesien het, toe hy die struiselende stem agter hom hoor. Wie sien hy? Hy sien iemand soos die seun van die mens, of soos daar geskryf staan, iemand, ja, soos die seun van die mens, tussen die 7 kandelare. En dan beskryf hy hom as iemand met 'n helder wit kleed, as iemand met grys hare, wit hare, as iemand met oë soos brandende vuur, as iemand met 'n mond wat soos 'n tweesnydende swaard is, as iemand wat hier geskryf staan, wat inderdaad 7 sterre in sy regterhand vashou, en wat inderdaad ook hier staan skryf, sy hele voorkoms was soos die van die son. As jy Openbaring 4 en 5 gaan lees, sal jy verstaan hoekom hierdie kind in die krib, die baba in die krib, so ontsettend belangrik was, want as hy nie die Satan oorwin het op aarde nie, as hy nie die hemelvaart beleef het nie, as hy nie die troon van God bestyg het nie, dan het die verlossingsgeskiedenis van jou en my en van die heelal tot stilstand gekom. Dis hoekom daar in Openbaring 4 en 5 hierdie smeeking is, hierdie roep is, wie gaan hierdie seels opmaak, want daar is 7 seels wat opgemaak moet word, sodat die verlossingsgeskiedenis kan vloei en kan uitloop op die ewige, absolute verlossing deur God. En as hulle vra onder die hemel en onder die aarde en onder die waters, wie sal dit kom doen? Dan is daar net een persoon, die Lam van God, die Juda, die leeu van Juda. En nou in Openbaring 6, en dis ook weer gevra om daar op te maak, ek gaan dit nie in detail bespreek nie, daar kom die Here Jesus Christus self, en hy maak die 7 seels oop, taal wat ek en jy nie maklik verstaan, maar hy kom breek 7 boeke oop, 7 seels, kom breek hy oop, sodat die verlossingsgeskiedenis kan voortgaan. En as ek daar vir jou moet wys, wat alles daar gebeur, dan is daar ongelooflike goed. Byvoorbeeld, nee, ek gaan nie in die tyd verval, kom ons laat ons so. Ek wil jou vra om te blaai na hoofstuk 8 toe. Die hoofstuk 8, ek het in my Bybel gaan tel, dan sit ek daar aan die kant, 1 uit 7, 2 uit 7. Maar dan weet ek, dis die eerste engel, dis die tweede engel, dis die derde engel. Maar by hoofstuk 8, kry ons dan te doen met die 7de seel wat oopgemaak word. By hoofstuk 9, kyk, dan is daar weer 5 trompette wat geblaas word. Alle simboliese handelinge van wat gebeur en wat plaasvind deur hierdie trompette. 7 trompette, jy sal sien, Openbaring 9, daar is 'n opskrif by vers 13, die 6de trompet. Verstommende momente. En kom ons sê dit gou, as ek praat van seels wat opgemaak word, dan is dit die Here Jesus. As ons praat van trompette wat opgemaak word, wat geblaas word, dan is dit engele. En as ons praat van nog seënuitsprake of uitsprake wat gemaak word, dan is dit 7 engele. As ek vandag gaan praat oor die 7 wraakbakke of straf of oordeelbakke wat opgemaak word, dan is dit ook 7 engele. En so kry jy dit, en soos wat een kommentaar sê, hy sê nie wat hierdie 7 trompette, die 7 uitsprake en die 7 wraakbakke is nie noodwendig goed wat een op die ander een gevolg het nie, maar dit het allemaal eintlik te gelykertyd plaasgevind. Dis deel van die ontknoping en die realisering van God se oordeel oor die mag van die bose. Kersdag het ek vir vertel van die draak, die Satan, ek het vir vertel van die diere in die see of die antichrist, wat ons in Openbaring 13 lees. Ons het gepraat oor die dier in die aarde,
wat bedoel word, die valse profeet, of dan nou die profeet van die antichrist, wat ook daar realiseer, wat ek nie vir julle daar gewys het, so net om gesê, is die merktekens en so meer en so. Ek gaan nou vir jou baie verveel, dis nie wat ek wil doen nie. Maar ons het gesê, te midde van Openbaring 13 en Openbaring 12 en 13 se vervolging, staan die lam van God in hoofstuk 14, staan hy skielik op die Sionsberg met die 144.000 geredde mense om hom. En asseblief, moenie bang word nie. Baie mense vra, en het in die verlede altyd gevra, hoe weet ek is deel van die 144.000 mense? Dis 'n simboliese getal. 12 maal 12, sommige ouens sê, die eerste 12 dui op die Ou Testamentiese stamme van Juda of van Israel, die ander 12 wys op die simboliese getal vir die Nuwe Testamentiese gelowiges. Maar 1000, 12 maal 12 is 144, vra maar van Wilko, hy weet om sy puntjies te tel, maar hy staat nie 12 op 'n puntjie nie, nee. Maar goed, 144.000, 144 maal 1000, wat vir jou gee, die volmaakte, volkome getal van die verloste mense, en hulle karakter word beskryf, en ek sê nou vandag vir jou eerlik, gaan lees dit, gaan toets jou eie karakter, gaan toets jou eie lewe, wat is jou rede vir jou verlossing, wat is my rede, die bloed van die Here Jesus Christus, daarin glo ons, daarin hou ons vas, wat is nog die rede vir ons verlossing, die getuienis, wat ons uitdra, wat ons uitleef, en wat ons van mense gaan vertel, en 'n derde een, die lewe wat ek en jy leef. Dis 3 kardinale punte, ek wil amper sê, as 'n bewys van jou bekering en jou geloof in Jesus Christus. Dis kardinale punte, dit kom nogal interessant, kort in die boek na vore. Nou, in Openbaring 14, dan tree daar 7 engele op. Ek het gedink om dit te skiep, maar kan nie. Kyk gou saam met my net, wat sê daar die engele, as hulle dan vlieg, en wat so openbaringe maak hulle? Ja, mense, dis groot, kom ek sê vir jou, dis hemelse goed, dis goddelike dinge hier. Dan staan daar, ek wys dit gou vir jou by vers 6, die eerste engel het baie hoog gevlieg, wat het hy geskree, daar by vers 7, en jy gaan dit kan aanvaar, vrees God, en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. Is jy dit? Kyk die tweede engel, wat sê hy daar by vers 8? Hy skree, en hier is 'n wonderlike ding wat hy sê, geval het die grote Babylon, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het. Ons gaan by hoofstuk, ek kom eers by hoofstuk 17, en hoofstuk 18 kom jy by die val van Babylon uit. Babylon is 'n ander naam vir Rome, maar hierdie engel skree dit al uit, en sê, die oordeel is hier, die oordeel is hier. Tweede engel, derde engel daar by vers 9, 'n derde engel skree uit, wie die dier in sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, dis die merk van die dier aanvaar. Onthou net, ek kan dit ook simbolies, kan ons dit verklaar deur te sê, wanneer jy toelaat dat die Satan jou gedagte wêreld en jou handelinge, jou lewe, op die kop en op die hand, wanneer hy jou gedagte wêreld en jou handelinge oorneem, dan is jy in die mag van die Satan. Mense vra, is dit nie die chip nie? Of wat ook al. Geliefdes, as ek en jy, dis wat ek op hierdie stadium aanvoel, maar as ek en jy nooit ons geloof afsweer nie, en ons kom nooit by 'n punt waar ons die draak aanvaar nie, hoef jy nie bang te wees vir wat 'n chip ook al. Kom ons kyk net verder, die derde engel wat dan sê, ek gaan eers daar laat, dan by die vierde engel tree op, daar by vers 15, 'n engel van uit die hemel uitgekom en geroep na hom wat op die wolk sit, steek die sekel in en oes, want die tyd het gekom om te oes, die aarde is ryp vir die oes. Wat gebeur hierso? 'n engel skree vir Jesus Christus, die tyd het aangebreek, jy die sekel in jou hand, oes, wat moet hy oes? Die koringoes, en die koringoes was die simbool van die gelowiges, bring hulle in, oes hulle nou, dis oestyd. Maar net daarna, dan skree 'n ander engel vir 'n ander engel wat met 'n sekel staan, dan sê, oes nou, wat moet hy oes? Die druiwe oes. En dan is hier tekens van bloed. So dik loop die bloed, 16.000 kilometers.
Staan hier dan, is dit te doen met 'n 4 maal 4 maal 1000, ook 'n volmaakte getal, maar daardie bloed van die druiweoes is die bloed van die goddeloses. Nou almal bring die gelowiges in, Jesus Christus, maar bring die ongelowiges ook in. Dit is 'n engel wat dit skree, en hulle moet dit dan, en dit is dan ook deel van die oordeel van God. Wat ek vir jou net gou wil sê, ja, Ida het my na Kersdiens gesê, jong, jy lees te wyd, jy praat te veel. Die boek Openbaring is geskryf nie in kronologiese volgorde van hier tot daar, tot hier, tot daar en tot daar nie. Die boek Openbaring is geskryf in 6 parallelle verhale wat so loop, en oorvleuel, en korter en langer en so meer. En as jy dit kan kompakteer, dan sal jy sien hoe dat dit alles uitloop op 1 wederkoms en 1 finale oordeel oor die saak. Kom, op 'n positiewe noot. Hier is 'n mooi gedeelte. Voor ek wys ons uit punt 1. By Openbaring 15. Ek gaan na eerste verse, 8 verse saam met julle lees. Toe het ek, onthou hulle gesê, die Here Jesus verskyn op die berg Sion, met so 144.000 om hom. Hulle sing 'n lied wat niemand anders kan sing nie. Die karakter van daardie 144.000 word beskryf. En dan kom die engele uit en hulle spreek hierdie 7 seëninge of waarhede uit. Die Openbaring 15, luister hier, toe het ek 'n ander groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien. Ek het 7 engele gesien, wat die 7 laaste pla bring. Daarmee het die toorn van God sy einde bereik. En ek het iets soos 'n spieelgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier, luister mooi, wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die spieelgladde see gestaan met sieters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die Lam. Groot en wonderbaarlik is die dade, Here God Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede. Koning van die nasies, wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Hierna het ek gesien, die tempel in die hemel, luister mooi, die tempel in die hemel, die woonplek van God, is oopgemaak. Ja, mense, ek weet nie hoe dit lyk nie, maar ons kan ons self inleef, nee. Die hemel is oop, die tempel is oop, die hemel is die woonplek van God. Nou gaan hier iets groots gebeur. Hy sê, en die 7 engele wat die 7 pla bring, het uit die tempel uitgekom. Luister hoe. Hulle het helder blink klere aangehad, en elkeen het 'n goue band om die bors gehad. Een van die 4 lewende wesens wat om die troon staan, een van die 4 lewende wesens het toe aan die 7 engele 7 goue bakke gegee, gevul met die toorn, woede, oordeel van God. Van hom tot in alle ewigheid, van hom wat tot in alle ewigheid lewe. Die tempel is vol rook. Luister nie so, dink 'n bietjie in terme van Moses. As Moses uitgegaan het om in die tent van samekoms te gaan aanbid, ken julle nog daai storie? Dat as Moses uitgegaan het aan die tent van samekoms, wat etlike meters weg was van die volk, wat het die volk gedoen? As hulle sien hy gaan uit na die tempel, na die tent van samekoms, dan staan hulle almal op uit absolute eerbied vir dit wat nou daar gaan gebeur. En dan gaan Moses in die tempel in, dan is daar 'n wolkkolom bokant die tempel, of 'n rookkolom, en as Moses dan in hierdie tent van samekoms ingaan, dan beweeg hierdie rookkolom, hierdie wolkkolom in die tent in. En almal weet, God en Moses, die vriend van God, is met mekaar in gesprek. Geliefdes, dis nie fabels nie, dis nie net lekker slaap stories, jy kan nie op hierdie stories lekker slaap nie, maar kyk dan hierso, hier staan geskryf, hy sê, die tempel by vers 8, die tempel het vol rook geword vanweë die heerlikheid
en die mag van God, en niemand kon in die tempel ingaan, voordat die 7 plaag van die 7 engele hulle einde bereik het nie. Geliefdes, hier is soveel inligting oor dit wat ek nou vir jou gelees het, dat ek dit nie nou alles gaan herhaal nie. Kom ons kyk dan na hierdie 7 plaag. Die eerste plaag kry jy in vers 2 by hoofstuk 16. Hoofstuk 16 sê, toe het ek in die tempel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê, gaan gooi die 7 bakke gevul met die toorn van God op die aarde uit. Dis goddelik, dis goed. Die Satan het nou sy ding gedoen en hy het geprobeer alles wat hy kon. Nou kom die Here en nou straf hy die Satan, die aarde, die blikplek van Satan. By vers 2. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die landgebied gegooi. Daar het kwaadaardige en pynlike smere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid. Jy kan dit mooi gaan kyk. Diegene wat bang moet wees vir die oordeel van God is hulle wat nie geglo het nie. Is hulle wat, ek wil amper sê, deur die Satan in hulle denke so aangetast was dat hulle nie meer ontvanklik was vir die verlossing nie. Hier staan dat hierdie plaag wat oor die aarde kom en wat hy dan hier spesifiek op die landgebied gooi, is 'n oordeel van God, 'n simboliese daad van oordeel oor hulle wat inderdaad die duiwel gevolg het. Kyk die tweede engel, dan by vers 3. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Wat word toe van die see? Dink aan Farao, dink aan Egipte. Dit het bloed geword, soos die bloed van 'n dooie. En alles wat in die see lewe, het doodgegaan. Wie het in die see gebly? Wie daar uitgekom? Die dier uit die see, of die ander naam vir hom, die Antichrist. Nee? God straf die see, ook dan as simbolies die blyplek van die bose. Kyk 'n bietjie die derde engel, by vers 4. Die derde engel het sy bak en in die riviere en die waterbronne uitgegooi. Dit het ook bloed geword. Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou hoor sê, hy is regverdig. Ek en jy sou gesê, Here, wat doen jy nou? Waarmee is jy besig? Hoe kan jy dit doen? Die engel wat oor die water toesig hou, watter persoon en dit ook al was, sê, U is regverdig, U wat is en wat was, U die heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het, want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet, en U het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien. Sien jy die straf? Sien jy die oordeel? Want God, kom ons sê God vir mekaar, hy word besin as die regverdige, maar daarom kan hy nie die sonde net laat verbygaan nie. U weet, die mens vra baie maklik, Here, waarom was Christus nodig? Kon jy nie maar net die mens vryspreek nie? Wat het daar met ons gehoor van die Satan? Ons het gehoor, die Satan is die aanklaer. Hy sou God vir tyd en ewigheid verwyd het, dat hy teen sy eie regverdigheid opgetree het. Hy het die mens maar net vrygespreek, maar volgens die skrif moet daar bloed, moet die skuld weer bloed betaal word. Daarom hier die seun wat in die hemele was, wat verneder is om mens te word, deur die Satan vervolg te word, gekruisig te word, doodgemaak te word, die dood te oorwin, op te vaar na die hemel, na die troon van God, sodat die Satan hom niks verder mee kan doen nie. Kom ek sê vir jou, dis alles deel van God se plan. 'n verlossingsplan en ook 'n oorwinningsplan. Kom ek vat jou na die volgende engel. By vers 8 van hoofstuk 16. Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi. Daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Die mense is deur 'n groot hitte gebrand en hulle het die naam gelaster van God, wat die mag oor hierdie plaag het, en hulle het hulle nie bekeer nie, en aan hom nie die eer gegee nie. Weet jy, dit is verstommend, kom ons sê dit vir mekaar. Ons het nou nog tyd vir verlossing en vir redding en vir bekering. Maar as hierdie plaag van God voltrek word, kan die goddelose nie omdraai nie. Want die plaag val op die goddelose.
val op hulle wat die draak en die dier, die twee diere gevolg het. Jy sal ook sien, dit val op hulle wat Babylon, die beeld van onseerlikheid, oneerlikheid, korrupsie en so meer, hulle wat haar gevolg het, as hierdie plaag val, is daar nie meer bekering nie. Daar is nie bekering nie. Ek vat jou na die 5de engel. Die 5de engel het toe sy bak, dis daar by vers 10. Die 5de engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi. En daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn en het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur en oor die swere. En hulle staan dit weer, het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Geliefdes, kom ons sê dit, ons as gelowiges leef nie in hierdie milieu nie. Ons is betrokke by die Volksblad, en by Nieuws24, en by Netwerk 24, en noem het op. Maar ons dink nie daaraan, dat God ook 'n God van regverdigheid is, en dat hy regverdig oor die magte van die bose sal oordeel nie, en dat Jesus Christus die 'n kardinale rol daarin gespeel het. Ek sê net vir Herman daar buite, ek sê van wie, ek kan hierdie kind van Kersfees, kan ek nie beskryf nie. Hy's huge, hy's amazing, hy's groot, hy's God. En dis hoekom hierdie oordeel kan vel. Julle het 'n kans gehad, julle het 'n kans gehad tot bekering. Ek lees vir jou die volgende Engelse vraag, engel se gebeure, dat kom net daar kry. Die 6de engel. Die 6de engel het toe sy bak op die groot Efraat-rivier uitgegooi. Julle weet waar is die Efraat-rivier? Daar naby Bagdad, Nineve, daai wêreld. Hy sê die water daarvan, hoekom het hy die bak daar uitgegooi? Hoor gou 'n bietjie. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profete 3 bose geeste kom wat soos paddas lyk. Hierdie geeste wat wondertekens doen, is die van die duiwels. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Kyk gou 'n bietjie. Daar is die ooste, Bagdad, Nineve, al daai verhale kom daar in dieselfde streek uit. Die Efraat en die Tigrisrivier vloei daar. Wat gebeur nou? God gooi sy oordeel op daardie riviere. Wat gebeur? Die water droog op. Hoekom? Sodat die konings vanuit die ooste kan kom en die Romeinse ryk opdat die Romeinse ryk kan aanval, maar ook omdat hulle dan saam by Armageddon 'n oorlog kan voer. Nou geliefdes, die van julle wat saam was Israel toe, julle sal weet, dat as 'n mens staan op die berg, die Karmelberg, dan wys ons vir julle die Jesreel vlakte voor jou lê, 'n groot plat area, en ons sien die berg waar Salomo vermoor is. In die agtergrond sien 'n mens die berg van verheerliking. As jy mooi kyk, dan sien jy ook Nasaret. Daar's ook 2 vliegvelde gebou in hierdie Jesreel vlakte, omdat daar inderdaad 'n vrees bestaan het, dat die slag van Armageddon daar sal plaasvind. En ek en jy dink, dit is letterlik. As jy daar die Jesreel vlakte vat, met die moderne tegnologie, met die moderne wapentuig wat daar is, al die volkere en die konings van die aarde kan nie daar by mekaar kom nie. Dis heeltemal te klein. En in die verlede het Israel baie veldslae daar behaal. Ek kan vir jou name noem, mense wat daar verloor het. Hoekom? Hulle kom met hulle strydwaans in, maar die diepe grond is van so aard, jy val net daar vas. Jy kan nie eintlik daar oorlog maak nie. Die berg Megiddo, ons het hom gemis, ons was te laat met die bus. Die berg Megiddo lê net so, as jy op die berg Karmel staan, dan lê die berg Megiddo net hier so aan die regterkant. Nou daar, dis waar die naam vandaan kom, Megiddo, Armageddon. Dis die oorlog teen God. Maar kyk net wat staan hier. Ag, mense, julle moet glimlag. Hy staan daar by die laaste vers. Hy sê, kyk, ek kom onverwags, dis vers 15. Ek kom onverwags soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Simbolies daarvan, jy en ek moet altyd gereed wees. Dan staan hier, die geeste en die konings byeengebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. En net daar, verloor die wêreld die finale veldslag.
Die 7de engel sê dit, kom ons kyk gou. Die 7de engel het toe sy bak in die lugdiep gegooi. Van die troon in die hemel af, het daar 'n stem hard uitgeroep. En ek gaan dit vir jou in Grieks sê. Gekone. Gekone! Dit is verby. Dit is verby. Dit is 'n oorlogskreet. Gekone! Dit is verby. Daar staan, toe daar weerstrale, dreunings en donderslag gekom. Daar was 'n groot aardbewing, soos daar nog nie was vandat die mens op die aarde gekom het. So 'n geweldige groot aardbewing was dit. Die groot stad, Babylon, het in 3 dele geskeur en die stede van die nasies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die groot Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende toorn te gee nie. Al die eilande het verdwyn en berge was daar ook nie meer nie. Groot haalstene, elkeen omtrent 50 kg swaar, het van die hemel af op die mense geval en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriklik groot was. Hoofstuk 17, hoofstuk 18, dan val die stad Babylon. Daarom kan ek vir u sê, geliefdes, ergens en iewers is die geveg verby. Ergens en iewers gaan ons die kreet hoor. Gegenoem, is verby. Geliefdes, en jy en ek het vandag nog steeds die keuse om te kan glo in die baba van Kersfees, die Christuskind, maar nie net as 'n baba nie, maar as die rede vir die oorwinning oor die mag van die bose. God die Vader het vir jou en vir my in die wêreld te lief gehad om ons te voer vir die draak en om ons te voer vir die antichrist en die gees van die, of die profeet van die antichrist. God het vandag nog deur sy gees met jou en met my besig om te sê, hy kan die vraag vra wat hy gereeld in die Ou Testament vra. Waarom wil jy verlore gaan? Waarom wil jy die toorn van God in jou lewe beleef? Waarom aanvaar jy ook die lam as die verlosser wat die Vader gegee het, omdat hy jou lief gehad het nie? Die baba in die krib is die oorwinnaar oor die bose magte en oor Satan. Mag dit jou en my motiveer vir die lewe. En ook vir julle wat luister, julle wat in luister, julle wat ver hier vanaf sit. God sien jou. God sien ons met dieselfde oorwinningskrag wat Christus en God die Vader openbaar. God sien ons ook met die woorde dan van Romeine 8 wat sê, niks kan ons kyk van die liefde van God. En ons is meer as oorwinnaars. Niemand kan die liefdesband met God breek nie. En ook nie tussen mekaar nie. Ons kan nie individueel gekoppel wees met Christus en nie met mekaar gekoppel wees nie. Ons is dan ook deel van die mag van die lig, wat saam met die miljoene der miljoene engele lewende wesens hierdie oorwinning sal beleef. En ek is seker daarvan, niemand sal vandag hand opsteek en sê, ek is bereid om te verloor nie. Ek is bereid om dit alles te mis. Al verstaan ons dit nie met ons kop alles, weet dit, dis Gods taal, dis apokaliptiese taal. Dit is God se openbaring aan Johannes en aan sy kerk. Daarom kan ons dit aanvaar. Kom ons bid saam. Here, mens wil byna sê, wat het ons gedoen dat U ons naam uitgeroep het? Here Jesus, wie is ons dat U vir ons kom sterf? Wie is ons dat U ons naam in die boek van die lewe geskryf het? Wie is ons, Here, om gered en verlos te kan wees? Wie is ons om saam met die hemelwesens helder wit klere te kan dra? Wie is ons, Here, om te kan weet, God se koninkryk is die
sy genade vir ons betoon. Here, ek bid vir elke vrou en elke man, en elke seun en dogter. Ek bid vir elkeen, Here, wat inluister, elke persoon, of jy nou by die see sit, of waar ook al, wat ook by hierdie uitsending ingeskakel is. Bid ons, Here, dat die goddelike gees, die krag van die goddelike woord, tasbaar, teenwoordig sal wees. En dat ons sal weet, dit gaan nie net oor wat in Netwerk 24 of waar ook al gebeur nie. Dit gaan oor hierdie woord. Hierdie woord so naby aan ons elkeen se lyf, so relevant, so aktueel. Ons bid, Here, gee vir ons krag. Motiveer ons. Gee vir ons geloof en maak ons sterk. Maak ons in Christus meer as oorwinnaars. Want die baba van Kersfees verslaan die mag van die Satan en die mag van die bose. Ons sê vir die Here baie dank daarvoor. Amen. Kom ons luister na die volgende lied. En daarna gaan ek vir julle 'n lied sing. Maar kom ons luister na die volgende lied, Gloria in excelsis Deo. Glory, bring your light on.
Wonderbaarlik is u dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die mense, al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Geliefdes hier teenwoordig, geliefdes wat inskakel, die kerk het vir jou niks gedoen nie. Jesus Christus het vir jou kom sterf. Hy het die sonde en die dood oorwin. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy vir jou wag, maar ook van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Die kerk is die draer van die boodskap, is die verteenwoordigers van God se volk, en jy is deel daarvan. Jy is die kerk. Weet dan, dat jy 'n oorwinningslied sing, dat jy deel is van 'n oorwinningsspan. Weet ook dat die Satan jou sal voorlê, dat hy in sy magte jou sal treiter, dat hy jou sal vervolg. Weet ook dat hy op verskillende maniere die lewe vir jou moeilik sal maak, maar weet dan dit, God se naam, die naam van die Vader en die Seun, is op jou voorhoof geskryf. Jy het helder wit klere aan. Jy is gereinig en verlos deur die bloed van die Here Jesus. Jou naam is geskryf in die boek van die lewe. En jy sal tot in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Jy behoort aan God. Gaan getuig dit en gaan leef dit in sy heilige naam en in sy heilige teenwoordigheid. God seën jou en help jou daarin. En ons antwoord